Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte studie uit God se woord uit doen. Ons is by ons laaste studie in hierdie reeks om profesieë beter te kan verstaan. En vandag gaan ons kyk na twee geskiedkundige gebeurtenisse in die Ou Testament. Die een is die verhaal van Jona en wat met hom gebeur het, en dan die ander ene is die geskiedkundige gebeurtenis van Belsasar, wat die bekende Mene Tekel Upharsin gesien het teen die muur. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag en welkom by Insig, Ronay. Dis goed om jou weer hier saam met ons te hê, waar ons voortgaan en studeer uit God se woord uit. En hierdie is ons laaste studie om te kyk na verhale en dinge in die Bybel wat vir ons profesieë beter sal laat verstaan. So die laaste paar weke het ons na verskillende verhale, geskiedkundige gebeurtenisse gekyk. Kom ek stel dit eerder so, geskiedenis. En vandag gaan ons ook kyk na 'n baie bekende gedeelte uit Gods woord uit. Almal van u het al van hom gehoor, van u het al van hom gesing, en ek weet dat u graag kinderstories daaroor vertel. En dit is 'n profesie wat ons kry in die Ou Testament, en dit gaan oor Jona, en wat ons daaruit kan leer, om vir ons meer te kan vertel van die eindtye en van profesieë. Maar voor ons begin, wil ons vir u uitnooi om u hoofde saam met ons te buig, terwyl ons die Here se aangesig soek in gebed. Vader, dis goed vir ons om weer eens ons hoofde voor U te kan buig en te kan sê, mag U ons lei terwyl ons uit 'n baie ou geskiedkundige gebeurtenis gaan lees en dinge kan leer, sodat U naam daardie verheerlik kan word. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons blaai na Jona 1 vers 9, en dan lees ons dit saam. En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het. Nou ons teksvers wat ons hier lees, vertel vir ons so in die helfte, ek wil amper sê die helfte van die begin van die storie. Ja. Waar hy hom optel. Met ander woorde, Jona het klaar die opdrag gekry, Jona het Weer weghardloop in die skip en hy het afgegaan na Joppe toe, het afgegaan in die skip in, hulle is op reis en hier is 'n storm en hierdie mense kan nie verstaan hoekom is daar 'n storm nie. En toe vra hulle vir hierdie Hebreër wat lê in slaap. Ja. Dan sê vir hom, hoekom lê jy hier in slaap? Wie is jy? Van waar af kom jy? En hy sê vir hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here. Nou, dit is nogal baie interessant. 'n interessante antwoord van Jona op hierdie spesifieke stadium. Net om vir ons so 'n bietjie agtergrond te gee. In die eerste plek onthou, hy's besig om vir die Here wat hy nou so opkom weg te hardloop. En dis interessant dat hy na die oomblik toe die klomp heidene vir hom vra, wie's jy? Wat is jou nering? Wat is jou geboorteland? Want hulle het nou al by hulle almal gedink wat kon die oorsaak gewees het van hierdie geweldige storm wat hulle nou tref. Dit is belangrik om te besef dat daar in daardie tyd wat hulle op hierdie spesifieke see was, is nie die tyd van storms nie. Daar is nie veronderstel om hierdie tyd nou storms te wees nie. So hulle kon sien hierdie is 'n bo-natuurlike situasie. En nou dat hulle vir hom oproep, het is interessant net, hy lê in slaap in hierdie storm. Jy sien, daar is net 2 keer in die Bybel wat ons lees van iemand wat lê in slaap in 'n storm. Nee, die eerste keer was Jesus wat gelê het slaap in die storm, ons weet van hom, maar dan lees ons ook van Jona wat slaap in die storm. Anderswoorde, daar's 2 situasies waar jy kan lê in slaap wanneer chaos rondom jou woed. Is in die eerste plek wanneer jy die vertroue het in die Here dat hy jou sal lei. Dit was Jesus se voorbeeld. En in die tweede plek wanneer jy 'n Jona is en jouself so oortuig het dat jy besig is om die regte ding te doen, dat jy vir jouself, kan ek maar sê vir jouself lieg. Dan gaan lê en slaap jy rustig in die chaos, jy dink jy's okay. Maar hier tel hulle vir hom op en hulle sê vir hom, wie is jy? En hierdie man wat weghardloop vir die Here se opdrag, sy eerste antwoorde is, ek is 'n Hebreër. Trots daarop. Ek is 'n Hebreër. En nie net, hy eindig nie net daar nie, wat sê hy?
En ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het, ek wil hom amper so kyk en vir hom sê, regtig Jona, jy wat weggehardloop het vir die Here, nou wil jy kom vir almal nou wil jy 'n evangelisasieveld tog hardloop hier op die boot. Ja, maar dit sou makliker wees op die boot as in Ninive. Okay. So, hier kry ons hierdie gedeelte, so dis die agtergrond daarvan. So ons sien hy's 'n onwillige profeet. Hy wil nie die werk van die Here doen nie en hy hardloop weg. En ek dink in ons vorige studies, een van ons vorige studies, het jy gesê dat daar 'n boekie is wat jy geskryf het oor Rut. Maar ek weet ook, jy het ook iets geskrywe oor Jona. Wil jy ons net, voor ons net aangaan, net vinnig daarvan vertel nie? Ja, ek het genoem dat ek besig is met 'n studiereeks wat ek besig om te skryf met die naam van Dors. Die eerste boekie in die reeks se naam is Rut, wat vir jou lei op jou pad om weer die Here te vertrou. Wat doen ek wanneer die stem van die Here stil is en is chaos rondom my? So om daai vertroue te bou. Nou die boekie wat daarop volg gaan oor die hele boek van Jona. En interessant genoeg, die hele boek van Jona in hierdie boek word opgesom in die konsep van wat dit is om te vergewe. En ek dink nie ons trek baie keer hierdie hele Jona verhaal, want ek bedoel, soos jy nou tereg gesê het, aan die begin, ons is geneig om te dink, sekere verhale in die Bybel is vir kinderboeke. Ja. Nee, Jona, as jy sê Jona, dan weet almal van Jona en die vis. Ja. Ons vertel nie eintlik vir mekaar veel ander gedeeltes van Jona nie, en so mis ons geweldige belangrike konsepte in die boek van Jona. En veral in hierdie studiereeks wat ons nou kyk het oor watter verhale in die Bybel kan my help om die eindtydprofesieë beter te verstaan, is een van die beste verhale is die verhaal van Jona. Want is dit nie dat ons tog deur die Here gestuur is om 'n boodskap te gaan bring aan 'n wêreld waartoe ek en jy nie eintlik regtig wil gaan nie. Want Jona is gestuur na 'n volk toe vir wie hy woedend kwaad was. Ja, en wat sy volk verdruk het, vermoor het en wat jy alles daarmee kan Ninive was beset op Assiriërs. Dit was van die wreedste mense wat jy in daardie tyd gekry het. En hulle was wreed teenoor sy volk ook. Soos in die eindtyd, en ons eindtyd boodskap wat ons moet gee vir 'n wêreld wat regmaak vir die wederkoms van Jesus Christus, word ons gestuur na 'n wêreld toe, na mense toe. Nou weet ons nie dalk ook die houding het soos Jona, dat hierdie mense verdien die genade van die Here nie. Maar die Here self, in die boek van Matteus, in die evangelies, vertel hy vir ons dat daar sal vir ons 'n teken gegee word. En dis die teken van Jona. En ons kry hierdie gedeelte in Matteus 12, vanaf vers 38 tot 42. So ek gaan maar begin lees en dan kan jy aangaan van daar af. Dit sê, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Ons is nie bereid, jy wil sê wie is nie, ons wil 'n teken sien. Vers 39, maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Dis nou baie snaaks, 'n teken van die profeet Jona. Wat 'n teken was daar? Wat het met Jona gebeur wat ons kan deurtrek na Christus? So kom ons lees. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag, en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Wie vir ons voortgaan? Die koning van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. En wanneer onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur die waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versuur. En dan neem hy 7 ander slegter geeste as hy self met hom saam, en hulle kom woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag.
Dis dan 'n besonderse gedeelte hierdie. Jy weet, in die eerste plek, is dit nie arrogant van die mense om te sê, Here, okay, u kom nou met hierdie hele boodskap van verlossing, u kom met hierdie hele boodskap wat u die Christus, die Messias is, ons glo dit nie, gee vir ons 'n teken. Ja. En jy weet, Hulle wil 'n teken hê, alhoewel hy al hoeveel mense gesond gemaak het, wat gesond geword het. Hoeveel tekens moes hy nou nog gegee? Wat hy vermeerder het. So, nou wat wil hulle nou nog hê? En dit is hoekom die Here vir hulle sê, julle vra vir 'n teken, maar die enigste teken wat vir julle gegee sal word, is die teken van Jona. En dan sê hy daar, ekskuus tog, dat jy 3 dae en 3 nagte, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis sal wees. So met ander woorde, so daar's die ooreenkoms. So ons moet gaan soek na daai teken en dan sal ons bevestig en hulle sal dit eers agterkom. Wat gebeur het, wie hy dan werklik is. Wat ek net vinnig hier wil inbring, dis vir my verskriklik interessant dat die Here vir hierdie, soos hy dit noem, hierdie owerspelige geslag sê, die teken wat julle sal hê, is my in die graf. Ja. En dit sal die enigste teken vir julle wees, dit sal al wees wat julle nodig het. Die feit dat ek vir julle gesterf het, vir julle opgestaan het, al verdien julle dit nie. En ek dink daar is vir ons 'n baie groot les hierin. Verwag ek en jy dat die Here vir ons op meer wyse moet bewys hy's God? Of is ons tevrede met die Here se soenoffer aan die kruis? Dat hy vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het. Ja. So ons kan sien na al die dinge waarna jy verwys en dan sien ons ook die boodskap wat Jona moes bring aan 'n heidense volk. Wat nie in die Here geglo het nie. Dis reg, ja. Julle moet julle bekeer van julle slegte weë. Hoe op dese aarde gaan dit werk? As jy dan ten minste nog vir Christen mense sê hulle moet hulle bekeer, of met mense met wie jy 'n ooreenkoms het wat jy iets mee kan gesels mee. Maar hier is dit mense wat glad nie vir God herken nie en hy moet na hulle toe gaan en hy moet 'n onpopulêre boodskap gee. Nou ek dink soos Jona doen ons dieselfde in hierdie tye waarin ons leef en soos wat ons aangaan in die toekoms in, dat ons besluit wie die boodskap moet kry. Want daai mense, hulle sal nie eintlik luister nie. So kom ons los hulle maar uit. Ons gaan net na hierdie mense toe want dit lyk of hulle daarom die boodskap wil vat. En dis eintlik wat die Here ons hierin wil leer, dat in die tyd van die einde is ons geroepe om die 3 engele se boodskappe van Openbaring 14 aan die wêreld uit te dra. Deur vir hulle te sê, hoorie, kom en aanbid die God wat hemel en aarde geskaap het. Dit is glad nie meer 'n wonderlike boodskap nie, want almal begin glo in evolusie. So nou moet jy vir hulle sê, kom terug na die Here toe en kom bekeer jou. En kom uit daai valse leerstellings uit wat jy elke dag doen en waarin jy glo en glo in die God van die hemel. Dit is nie in vandag se tyd 'n baie maklike boodskap om te gee, nie 'n boodskap wat maklik aanvaarbaar is nie. En ons sien dat in Jona se tyd moes hy ook dit vir hulle gaan sê. Nou wat was die kans dat die Assiriërs hulle gaan bekeer? Ek wil amper vir jou sê, ek al gestaan so gesê, daar's nie 'n kans nie. Want ek meen, dit is net soos dit werk. En tog sien ons deur die genade van die Here en deur die prediking van 'n man en kom ons bring dit nou so uit. Hy was die mees suksesvolste evangelis waarvan ons lees in die skrif. Absoluut. Hy het 'n hele stad tot bekering gebring. Ek dink wat vir my belangrik is wanneer ons kyk na die boek van Jona en ons kyk na die ooreenkoms wat daar is, wat ons moet deurtrek na die tyd van die einde en na die profeseë toe. Jona het hy het nie eens 'n gewilligheid gehad om te gaan. Dit is baie belangrik vir ons om dit te besef. Punt nommer 1. Jona was nie eens gewillig geweest om te gaan nie. Hy's gestuur na mense toe wat hy gehaat het met 'n passie. Hierdie volk het sy mense vermoor. Hulle het sy mense verarm, soos wat hulle die mense besteel het en hulle oeste verrenoveer het. Daar was vir hom geen rede dat hierdie volk ooit God sou aanvaar nie. En ons kan nie genoeg daarop konsentreer dat ons moet besef en ons maak soms die fout om te dink dat die mense van Ninive het Jahwe, die God van die Jode, geken nie. Hierdie was 'n afgodsdienende volk. Daar sou geen sukses wees
As die Here nie reeds deur die Heilige Gees daardie Nineviete voorberei het vir die boodskap wat hulle sou ontvang het nie. Ja, en as die Heilige Gees nie saam met die prediking was en hulle oortuig het nie. Presies, met ander woorde, die Here het die veld gekies, die Here het die volk gekies en die Here het die werktuig gekies. En eers wanneer jy daai 3 bymekaar sit, dan sien jy die sukses. En maak ons, onthou, ons is nou op pad met hierdie selfde boodskap, bekeer julle, want daar gaan 'n einde kom. Presies dieselfde boodskap is As ons nou in hierdie wêreld in. Vra ons die Heilige Gees om vooruit te gaan en die veld voor te berei, die volk voor te berei en ons as werktuig voor te berei, want eers wanneer al drie deur God voorberei is, dan sal ons die sukses sien. Okay. So kom ons gaan kyk en ons lees 'n bietjie wat daar gebeur het in Jona 3 vanaf vers 5 tot 10. Nou gaan weer die eerste gedeelte lees en sê daar en die manne van, kom ons lees van vers 4 af. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en hy het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Nou okay, hulle het 'n sekere tyd gehad, dis die tyd wat jy het, 40 dae. En die manne van Ninive het God geglo. Dis baie interessant. Kom ons mis dit baie keer. Ja. En Jona het begin preek, 1 dagreis ver. Maar die manne van Ninive het God geglo. So hulle het gehoor en verstaan dat hierdie boodskap nie net van Jona afkom nie, maar van God afkom. Daarom kan ons sien dat die woorde wat hy gebruik het en die werktuig Jona, dat hy deur die Here gestuur is en dat die mense dit erken het. So die krag van die Heilige Gees was daarin gewees. Het sê daarvan verder geglo en 'n vasdag uitgeroep. Nou, dis nou heidene wat 'n vasdag uitroep. En dan gaan hy verder en hy sê, en groot en klein het hulle met rou gewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rou gewaad gehul in die as gaan sit. Met ander woorde, die koning het eers gehoor, nadat van sy mense alreeds die boodskap begin glo het en hulle begin bekeer het. En onthou, dis nou al 'n hoorsê evangelisasie boodskap. Ja. Dis nie eers, die koning het nie eers dit uit die mond van die profeet uit gehoor nie. Hy het die tweede, derde weergawe daarvan gehoor wat vir hom oorvertel is. So kragtig het die Here gewerk in hierdie dorp, in hierdie stad van mense, dat jy met hoorsê genoeg kon gehoor het dat jy tot bekering bring. Ja, en dis die ander kant was die verkondiging van die evangelie was so kragtig, dat selfs ander wat nie in die God geglo het nie, die evangelie verder kon versprei het. Ja. So, kom ons lees dan verder daar, het sê daar, in vers 7, en hy is die koning, het in Ninive laat uitroep en sê, op las van die koning en sy grootmanne, geen mens of dier, beeste of kleinvee, mag iets proe nie, hulle mag nie wy of water drink nie, maar mens en dier moet 'n rou gewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Nou, hier is nou 'n halwe opdrag wat gegee word, dit moet gedoen word, maar ons kan sien dat die koning het heeltemal tot inkeer gekom. Hy het gesien dat baie van sy mense tot inkeer kom, en dat daar dalk mense was wat gesê het, en toe gee hy 'n opdrag uit, en sê, ons almal gaan dit saam doen, want niemand van ons wil vernietig word nie. Ja. En dan vers 9, wil jy vers 9 en 10 vir ons lees? Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. God het hulle werke gesien en hulle almal bekeer het van hul verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het hy aan hulle sou doen en hy het dit nie gedoen nie. Kan ek gou so oomblik net inspring? Ek wil net gou weer iets in perspektief bring. Net gou weer om te herinner, Jona wou nie hierdie boodskap bring nie. Jona was nie lus om hierdie boodskap te bring nie. Jona het uit die vis uit op die einde van die dag vir die Here gesê, Here, ek is jammer, ek was ongehoorsaam. Ek sal gaan en die boodskap bring. Nie omdat hy wou nie, omdat hy sy opdrag besef het. Ek sal wat wil gee. Jy weet, ons lees van Petrus die grootste gedeelte van die preek wat hy gegee het na die uitstorting van die Heilige Gees is vir ons neergepen in die woord van God. Maar
Ons het nie eers 'n sinnetjie van wat Jona Gepreek het vir hierdie mense nie. Ek sal so graag daai preek wil hê. Ek wil net weet wat het hy vir hulle gesê. Maar dit gaan my eintlik veel help. Want net 'n paar verse daarna lees ons dat Jona op 'n berg gaan sit daar buite en gewag het dat die Here hulle moet vernietig. Kan jy dink dat jy 'n boodskap bring van bekering met die wens in jou hart dat die Here hierdie mens voor jou doodslaan? Ja, dat die mense nie ag gee. Ek hoop so julle kom nie tot bekering nie, dat julle almal vernietig word. Ja. Dit Ja, hy het gepreek en gesê, as jy nie tot bekering kom, gaan jy 40 dae vernietig word. En dit moet baie oortuiging doen dat hulle dit wel besef het, maar eintlik wou hy dit nie gehad het nie, want ons het gesien, hy het gaan sit en wag dat hulle vernietig moet word. En toe die Here moet hom begin praat, toe sê hy, maar ek het geweet jy gaan hulle vergewe. Ja, hoe dit is hoekom ek nie wou gekom het nie. Ja. So dit is nou so half dubbelsinnig, want as hulle nie 'n prediker gekry het wat vir hulle gepreek het oor bekering nie en dat hulle terugkom na die Here toe nie, dan sou hulle dit nie gedoen het nie. Dan sou hulle in elk geval vernietig geword het. Maar daar sien ons ook in, die Here is goed en regverdig en hy gee altyd vir jou nog 'n kans om jou eers te waarsku voor die verderwing kom. So hier kom die Here en hy sê ook, Jonas, ek wil hê julle moet uitgaan in 'n hele wêreld aan en die boodskap gaan verkondig dat ek weer gaan kom en dat die mense my moet aanbid, kom tot bekering, maar gaan vertel dit aan die hele wêreld. Ons hardloop dalk nie na Joppe toe nie, ons hardloop dalk nie na die skip toe nie, maar ons kruip dalk agter ons 4 mure in ons huise weg en ons sê, ag wat, ons is reg, die ander mense moet maar vir hulle self beklei. Ja, en wat gaan jy doen as die Here vir jou sê, gaan verkondig hierdie boodskap aan jou grootste vyand? Die mense wat jy die minste van hou. En wat gaan jy doen as hierdie mense hulle bekeer? Ja. En hulle kom tot inkeer en hulle draai hulle weg van hulle verkeerde weë af. Iemand wat jy voel die genade van die Here nie verdien nie. Ja. Want hoe, weet of ons dit nou wil besef of nie, Jona het in sy binneste hierdie gevoel gehad van hoe durf die Here hulle genadig wees. Ja. Weet die Here nie wat het hierdie mense gedoen nie. Nou kom ons trek dit deur na die profesie van die einde toe. Op die ou einde van die dag het ek en jy 'n boodskap. 'n Opdrag om te gaan na elke taal, stam, volk en nasie. Almal moet hierdie boodskap hoor. En ongelukkig kan ek en jy nie uitsoekerig wees vir wie ons dit bring nie. En nie ek of jy kan ons roeping om deel te wees van hierdie eindtyd boodskap se verkondiging misken nie. Ek en jy kan nie sê, Here, ek is jammer, stuur iemand anders, ek sien nie kans hiervoor nie. So dit is baie interessant dat ons dan gaan kyk daarna en die ooreenkomste kan raak sien wat ons in 'n ou verhaaltjie van Jona en die vis kan lees, maar ons lees verder is dit en die bereidwilligheid van die Here om almal te kan red indien hulle self net bekeer. So 'n volgende gedeelte waarna ons kan kyk, kry ons dan weer eens, ons gaan na die boek van Daniël toe, en ons is nou 'n bietjie verder in die geskiedenis van Daniël, want ons het so 'n rukkie terug het ons gestudeer in hoofstuk 3. Dis reg. Van Sadrag, Mesach en Abednego. Nou is ons 'n bietjie verder in die geskiedenis in, en ons kom by hoofstuk 5 uit, en hier sien ons dat koning Nebukadneser is eintlik nou nie meer daar in beheer nie, maar sy kleinseun, sy skoonseun en sy kleinseun is dan daar in beheer, en ons lees daarvan dat dit Belsassar is, nee, en ons lees van die koning, wat hy's eintlik tweede in beheer, Belsassar, wat hy sê vir Daniël, ek sal jou derde in beheer maak. Met ander woorde, daar was iemand anders, en dit was dan sy pa wat die koning was, wat in beheer was. Maar daar het iets gebeur daar, en ons kan nie die hele gedeelte lees nie, dis 30 verse, so jy kan dit gerus by die huis lees, dit is baie interessant, maar hier kom Belsassar, en hy besluit, hy gaan die gebruiksartikels wat in die tempel van God gebruik was, gaan hy oneer aandoen, deur dit in sy, kan ek sê, dronkmanspartytjie te gebruik, en dan die Jode so te verkleineer. En toe kom daar natuurlik weer eens 'n hand in die muur, en almal het wit geraak, soos 'n bladsy van 'n boek, toe hulle hierdie een sien, en dit het daar geskryf gestaan, mene, mene, tekel, ufarsin. Geweeg en te lig
bevind. Sure. En ons weet dat in daardie nag het die Persiese Ryk, die Medes en die Perse onder leiding van Kores, het hulle die rivier wat deur die stad gegaan het, so bietjie herlei. Ek sê 'n bietjie herlei, laat hy een kant toe gaan sodat hulle onderdeur kon kom waar die Eufraat-rivier deur gegaan het. En so het hulle die stad oorgeneem sonder basies dat daar enige teenstand was. So hierdie is die agtergrond daarvan. Nou wat kan ons daaruit leer vir ons in die eindtyd? Wel, ek dink een van die belangrikstes is, ekskuus ek het nou so stel, ek hoop dit klink reg, moenie dink jy kan met die Here speel nie. Moenie dink jy kan met die Here of aan dit wat aan die Here behoort speel nie. Nou speel jy met vuur. Dit wat deur die Here heilig geag word, sal vir die Here heilig bly deur al die eeue. En dit sluit ook sy boodskap in. Ja. Dis baie belangrik vir ons om nie 'n bespotting te maak van dit wat behoort aan die Here nie. Dit sluit sy boodskap in. Ja. Hier gaan ons baie groot moeilikheid optel. Wanneer ons met dit wat heilig is aan die Here 'n pad wil loop wat amper die waardigheid van ons God aantas. En ons wil nou amper sê, nee, maar dit was 'n heidense koning, is net hy wat nou ons sulke goed sou gedink het. Weet jy, ek dink ons skuur en skaaf so nou en dan darm baie naby aan daardie lyn wat ons nie moet oorsteek nie. Ek dink wat ons dan moet kyk is, ons moet gaan sien, en dan lees ons net gou vers 22. Van hoofstuk 5. 5, ja. Maar u Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. En as ons nou weet nou die vorige ene, dan weet ons dit verwys hier na Nebukadneser, wat die beeld gesien het, en gesien het hoe die Here saam met hierdie 3 manne wat in die vorige studie was, hoe hy hulle gered het, maar ook so sien ons daar, as ons net die vorige versie lees, daar is 'n bietjie langer versie, dit sê daar vir ons, en hy is uit die mense verstoot, koning Nebukadneser, nee? En sy hart het soos die van diere geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon, hulle het hom plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy erken het, dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap en die mens, en daaroor kan aanstel oor wie hy wil. So dis die agtergrond daarvan, sê vir hom, jou oupa het erken, want onthou, toe hy nie erken het nie, sy verstoot soos mense, totdat hy erken het. En eintlik, wat Daniel hier vir hom sê is, jy weet, wat in jou oupa se tyd gehad het. Ja. Jou oupa het dit erken, maar jy wil dit nou weer nie erken nie, en daarom is jy geweeg en te lig bevind. En dit is iets wat vir ons ook gegee word. Wanneer die boodskap van die Here na ons toe kom, moet ons bereid wees om dit te aanvaar. Want dit is vir ons gegee en dis daar, en ons kan dit sien. As ons nie daarop ag gee nie, wat gaan daar teen die muur geskryf word vir jou en vir my? Ons Geweeg word en te lig bevind is. En is interessant dat hy sê, u het u hart nie verneder nie. Die oorspronklike sonde, wat in die hemel begin het by die Satan, was hoogmoed. Ja. En dit is, ek is vas oortuig, dat elke sonde op hierdie aarde het 'n mate van hoogmoed in. Ja. En dit bring ons tot val. Nou die ander ding wat ons kyk is, kyk daar, ekskuus, jy het nou klaar daar aangeraak, so ons gaan net daaraan net sê, u het u hart nie verneder nie. Met ander woorde, jy het jou trots gehou en jy het besluit, jy gaan jou nie verneder nie, maak nie saak wat nie. Ek gaan trots wees op wie ek is, en ek gaan nie van my troontjie afklim nie. Ja, dit het niks te doen met 'n mooi netjiese trots nie. Nee. Hierdie is 'n verwaandheid. Die Satan wou hom aanstel bokant die Here, bokant God se troon, gelykstel aan God. Hierdie is presies dieselfde situasie. Ek vat die goed uit God se tempel uit, en ek sal vir hom wys hoe min ek van hom dink, en ek sal dit vuil maak. Dit wat alles mooi en heilig is van die Here, gaan ek vuil maak, en ek dink ek gaan daarmee wegkom. Ja, wat ons hier moet agterkom is, en ek sê dit maar weer,
Belsasar het die agtergrond gehad, hy het die kennis gehad. So hy kan nie sê ek het nie geweet dat hierdie dinge met my oupa gebeur het nie en dat hy tot bekering tot die Here gekom het nie. Hy het dit geweet. Maar tog het hy by sy besluit gebly. En so ook sal dit wees as ons in die tyd van die einde leef en 'n boodskap van die Here kom na ons toe. En ons weet wat die regte ding is, maar ons besluit om dit nie te doen nie. Is dit 'n negatiewe invloed wat dit op ons gaan hê? Weereens, jy gaan geweeg word en jy gaan te lig bevind word. En dan gaan die koningskap tot einde kom. En die Here gaan kom en dan en hier is ook eintlik op hierdie punt waar hy teweeg en te lig bevind is ook op die punt wat die tweede gedeelte van die beeld van Nebukadnesar inskop. En dis wat die Meders en die Perse begin oorneem. Ja. So dit wys vir ons dat die profesie wat die Here gegee het eintlik waar begin word het op hierdie huidige stadium. Sjoe, interessant. So hierdie is die dinge wat ons almal na kyk. Is daar nog iets anders wat jy vir ons daar kan sê? Ja, daar's dalk 'n gedeelte wat ons kan na kyk wat kan sê, maar hoe kon die Here dan Kores die Grote, en ons praat altyd van Kores die Grote, want onthou hy was die koning van die Meders en die Perse. So hy was van daai gesamentlike koninkryk, so hy beskryf as die groot koning. Okay. En daarom weet ons hy's Kores die Grote. En ook so dat die Medo-Persiese ryk was die grootste ryk wat landgebied aanbetref, wat hy ingeneem het. En daarom is hy ook die groot koning, want hy was nie net die koning nie, ons kan ook sê hy was die koning van die konings. Ja. Want hy het ander konings onder hom gehad. Ja. Kom, lees 'n bietjie vir ons daarso, wat se Tweede Kronieke 36. Tweede Kronieke is 'n verskriklike interessante gedeelte, want dit verwys juis vir ons na hierdie Kores, wat op die einde van die dag Babylonië tot 'n einde gebring het. Waar die hoof van die leer van die Meders en die Perse. Ek wil graag begin by vers 20, en dit is dan nou Tweede Kronieke 36 vanaf vers 20. En die wat van die swaard oorgebly het hy na Babel in ballingskap weggevoer. En hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koninkryk van Persië tot heerskappy gekom het. Sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word, totdat die land vir my sabbate vergoeding gekry het, al die dae van die verwoesting het dit gerus om 70 jaar vol te maak. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia in vervulling sou gaan, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here van die God van die hemel aan my gegee, en hy het my opdrag gegee en vir hom 'n huis laat bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag die Here sy God met hom wees en laat hom optrek. So, hier kry ons 'n gesalfde, en jy kan ook in Jesaja 45 vers 1 kyk, wat die Here ook daar van Kores praat, en hy sê ook vir hom, hy is hierdie gesalfde. Maar hy is hierdie gesalfde wat na die 70 jaar van ballingskap vir die Joodse volk sê, julle kan na julle land toe teruggaan, waar vandaan julle kom. Julle kan na Jerusalem toe teruggaan. Ja. En ons, kom ons trek dit hier na ons toe. Ons wil na die nuwe Jerusalem toe gaan. En ons gaan ook 'n gesalfde kry wat vir ons uitnooi om terug te gaan na die nuwe Jerusalem toe. Nou ons weet, ons gesalfde is die Christus wat gekom het om vir ons te sterf. Dit is Jesus Christus. En hy berei ook vir ons 'n plek voor, en hy wil ook hê dat ons na die nuwe Jerusalem toe moet gaan. So, hier is al die ooreenkomste wat ons daarvan kry. Is daar nog iets anders wat jy daar vir ons wil byvoeg? Nee, ek dink op hierdie stadium dink ek het ons nou meer as genoeg gesê. Al wat belangrik is vir ons om te onthou, is dat ek en jy is op pad in 'n rigting van verlossing. Dan moet ek dit regstel. Ons het verlossing ontvang. Ons is nou op pad daar waar die Here gesê ek is besig om vir jou 'n plek te berei. Ons is op pad na die einde toe, en ons is in die tyd van die einde. Maar ek en jy kan nie hierdie pad, ek wil amper sê met oogklappe aan stap nie. Ek en jy het 'n roeping, ek en jy het 'n missie wat die Here vir ons gegee het waarin ons deelneem. Dis God se missie waarin ons deelneem om siele te red. Ons het nodig om 'n passie vir sieleredding te hê. Jy weet, ons het net 'n passie vir sieleredding wanneer dit ons eie mense is. Dis my kind, of dis my ouer, of dis my
my eggenote, of solank dit familiebande is, het ek 'n passie vir hierdie mense siel om gered te word. Dit is ook reg, maar ek en jy het nodig om ons bande te verbreed. Want ek en jy, kom ek sal dit so, u is dalk iemand by die werk se laaste kans op verlossing. Dis dalk die laaste keer wat daardie persoon by die werk die geleentheid gaan kry om te hoor dat die Here weer kom en dat hulle die moed kan skep om hulle lewens oor te gee vir die Here. As ons van alles deur hierdie hele kwartaal, die hele 13 weke se studies wat ons gedoen het, dit wil onthou, dat alle profesieë is vervul behalwe een. En dit is die wederkoms van Jesus Christus. So ek en jy is nog besig om deel te neem aan die voorlope van hierdie wonderlike profesie, en dit is die wederkoms van Jesus Christus. Ek en jy het 'n plekkie in die werk daar. Ja, so hier kan ons sien, selfs ons gaan kyk na gedeeltes toe, so weer eens moet 'n mens besef, dat alles wat in die skrif vir ons opgeteken is, een of ander manier verwys dit vir ons van die tipe na die antitipe, dat ons dit kan verstaan. So alles wys vir ons op ons voorbereiding en ook die voorbereiding wat ons vir ander moet gee om hulle voor te berei vir die wederkoms van Christus. En weer eens, as ons kyk na die profeseë, soos jy gesê het, is die een van die enigste profeseë wat nog nie vervul is nie, en is dat Christus weer sal kom. Al die ander profeseë is reeds vervul. Ekskuus tog. En daarom kan ons weet, om die Bybel beter te verstaan, sal ons beter verstaan hoe ons moet reageer in die eindtye. En om die profeseë beter te kan verstaan en ons beter te kan voorberei daarvoor. Ek en jy kan nie net die profesie lees nie. Ons het nodig om die ganse woord van God te verstaan, te begryp, te lees, deel te maak, want in elke verhaal is daar 'n aanduiding vir ons hoe om die profeseë beter te kan verstaan. Ja. Renée, dit was goed om weer eens saam met jou te wees, dat ons uit hierdie gedeeltes kan uitleer en kan sien, dat uit elke verhaal eintlik wat ons lees, moet ons iets kan kry wat dit vir ons wys op elkeen van ons, en ook die tipe sien van die verlossing van Christus daarin vir elkeen van ons. Dit was goed om saam met u in u huise te kuier en in u woonkamers te kuier, en dit was goed dat ek en jy hierdie lesse saam kon afsluit. Wil jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die ongelooflike voorreg om u woord te kon oopmaak hierdie 13 weke en te kon lees hoe ons ander gedeeltes van die woord kon gebruik het om u profeseë beter te verstaan. Dit was 'n voorreg om deur u geskool te word. Sal u asseblief nou vir ons leer hoe om hierdie wonderlike boodskappe oor te dra aan ander, sodat ook hulle verlossing kan ervaar. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen.